belangriker saak is hier, as die leier iets sê, dan moet jy dit glo, dit kom direk van God af. Om hom te misken, is uiteindelik om God te misken. Hallo en welkom hier by jou gunsteling podcast van Gereformeerdes om die woord. Ons het vandag hier so 'n lekker spesiale een vir julle waar ons gaan praat oor kultus. Wat is kultus? Hoe herken ons kultus? 'n Lekker goeie inleiding en natuurlik saam met my vandag hier so op die podcast het ons Pieter en ons het vir Alistair en ons het weer vir Skalk hier by ons en dan het ons 'n baie spesiale gas wat baie naby aan ons almal se harte hier so is, Prof Henk wat wat laas jaar klaar gemaak het by die teologiese skool. So hy is nou geëmeriteer, maar die werk hou nooit op nie. Prof Henk is tans ook besig om by Mukanyu te werk, waar hy ook daarso uithelp van keer tot keer en hy het so 'n awesome stukkie van sy dag vir ons gegee en ons is baie dankbaar. So ons sê ook vir hom, welkom Prof, welkom hier by ons en ons is baie dankbaar dat Prof hy Prof se besige skedule ook vir ons 'n tydjie kon inwerk. Ons is regtig baie dankbaar daarvoor. Baie dankie, dis eintlik my voorreg hoor, baie dankie. Dis nee, dis altyd lekker as ons 'n voorwaardige kenner het op die saak wat ons kan lei en begelei. Net 'n bietjie noem dat Prof Henk was ook die rektor van die teologiese skool vir 'n tyd. En so ook het hy die klas wêreldsbeskouings, etiek en apologetiek aangebied, waarvan ons almal hier ook onder sy hande is en onder sy toesig was vir 'n tyd lank. Ek so bietjie langer as die ander manne. Maar ja, nee, so Prof Henk het ook sy doktoraal gedoen rondom kultus, spesifiek die Jehovah Getuies. Hy was ook predikant by Witpoortjie, dan was daar ook wat's daai ander populêre gemeente van Prof, Rietvallei, daar's hy by Gereformeerde Kerk Rietvallei was hy ook predikant en toe word hy van Rietvallei beroep na predikant en na professor toe by die teologiese skool. Ek was net gou daarom by Frankfurt ook en ek was by Sunnyside ook, so ek het daarom so 'n paar draaie gemaak. Dis hy, voor ek prof geword het by die teologiese skool. So nee, ons is baie dankbaar. So die CV is lank, maar ons is dankbaar dat die Here vir ons vir Prof gegee het met al Prof se kennis. Ek wil so graag begin deur te sê dat ons hoor so baie keer hierdie woord kult en baie keer word dit onnodiglik rondgegooi en daai klas se goeders, maar ons verstaan nie eintlik wat dit beteken nie. So daarom wil ek aan julle en spesifiek Prof vra, wat sal mens dan nou definieer? Wat sal die beginkriteria wees om iets of iemand of 'n instansie as 'n kult te begin beskryf? Ekskuus Roy, Prof. Ek wil net ook vra of oom moontlik in oom se antwoord kan onderskeid tref tussen kulte en sekte. Want dit word ook baie keer as sinonieme gebruik. Ja, okay. Julle baie dankie en ons kan gerus hieroor saamgesels. Ons kry kultegroepe in verskillende forme. Nou die godsdienstige kultus is seker die meer algemene een, maar jy kry ook die soortgelyke manipuleringstegnieke in politieke en selfs ekonomiese groepe wat baie keer ook as 'n kulte beskryf word. As dit oor godsdienste gaan, dan dink ek fokus ons vandag op die sogenaamde Christelike kultus, die wat dan sê dat hulle Christelik is, maar dan 'n belangrike ander aspekte daarvan na vore laat kom en daaroor gaan ons praat. Maar in kort, ja, daar is kultus onder ander groepe. Ons weet van die boeddhistiese kulte wat op daardie stadium paar jaar terug in Japan sit in moltreinstasies gesit het en gesê het hulle is die enigste wat die waarheid praat. Maar wat Christelike kultus betref en kultus in die godsdienst in algemeen, is daar eintlik twee definisies. Die een lê klem op die meer leerstellige en sê dat daar in sekere aspekte afgewyk word van leerstellings
en dat dit 'n kardinale aspekte is. Ons sal seker net 'n bietjie oor die leerstellings praat, maar met ander woorde, dit kom daarop neer, binne die Christendom sou hulle die enigste ware navolgers van Christus wees. En dan die ander aspek wat baie belangrik is in die verstaan van kultus is hulle psigiese beheer, soos wat ons dit noem. Dat hulle eintlik die lewe van mense totaal en al oorneem en verskeie aspekte waaroor ons kan praat, beheer. So hulle beheer goed soos jou denke, jy kan nie twyfel nie, jy kan nie jou eie norme daarstel nie, hulle sal selfs vir jou goed vra wat in jou godsdienst, so die Christelike godsdienst, die norm is, moord pleeg, selfmoord pleeg, skei, verskeie ander sake doen, en dan kom dit uit die hoek uit van maar die leier sê, so baie sterk is 'n beheermeganisme, waaraan die mense hulle stelselmatig onderwerp en dan glo dat hulle dit hulle ewige lewe bepaal. Nou die verskil tussen sekte en 'n kultus, sekte is maar die woord wat ons gebruik vir 'n groep wat afsplinter en dan sekere goed oorbeklemtoon. So hierdie persone sal sê, ons verstaan spreek in tale verkeerd, ons verstaan profesie verkeerd, ons verstaan doop verkeerd, ons verstaan 'n sekere aspek en hulle die waarheid. Maar binne die sektariese groepe sal hulle nie sê niemand anders het die waarheid nie. Hulle sal eintlik sê daar's baie ander wat met hulle saamstem. Maar binne 'n kultegroep, al sal hulle sê daar is ander wat met hulle saamstem, as jy mooi gaan lees dan is dit eintlik net hulle wat die waarheid het. En jy moet by hulle wees om die ewige lewe te kry. En dit is waar ek glo die onderskeid lê. Ek moet ook sê is wat ek ook bietjie al agtergekom het in my doen en late en al daai klas en dinge en selfs in die tydperk wat ek in die klas gesit het is kultegroepe is baie lief daarvoor om Jesus te verwyder en 'n man in sy plek in te skuif. Byvoorbeeld gewoonlik die leier van daai groep sal hulle inskuif in die posisie van Jesus in. So waar ons as ware gelowiges sal bely dat ons enigste pad tot redding en verlossing is net deur Christus, sal hulle sê ja, maar jy het ook hierdie ou, jy weet, nodig om miskien ook sy inspraak of sy goedkeuring of jy weet 'n groep mense wat Jesus se werk dan kom doen. Het ek ook al agtergekom baie keer is 'n baie groot beduidende indikasie van ook 'n kultegroep wat ek nou al opgelet het. Dis net so toevallig. Ek weet nie of julle broers of julle enigiets daarbey wil sê of iets wat julle ook opgemerk het van so iets nou. Roy, as ek Christus. Sorry. Kom ons vat gou vir Alistair en dan Pieter en dan gee ons vir Prof Henk weer oor. Nee, ek wil vir oom Henk vra of dit altyd, kom ons sê, so uitdruklik gemaak word, daardie voorbeeld wat Roy nou gebruik het van die ou wat homself in die plek van Christus sit, is dit altyd direk, doen hy dit direk of doen hy dit dan nou onbewustelik in die, kom ons sê die gemeentelede of sy volgers, sy volgelinge, dat hulle dit eintlik nie besef nie, is om daaroor kan uitbrei, dalk net na die ander ouens ook iets gesê het of iets gevra het. Wat? Pieter, jy sê iets opbring. Ek wil net sê, as hulle, ek weet nie of hierdie dokter net begin, neig nou wat alles eintlik gevra het nie. As hulle nie weet in die plek van Christus is, of die menswording van Christus, of die Heilige Gees of wie ook al is nie, dan het hulle baie spesiale verband met hom. Dan, of met God self, dan hoor hulle direk van God af, en dan moet hulle direk van God af oordra, of direk van Christus af. So as hulle nie sê ek is Christus, en sê dat ek is baie spesiaal vir hom. Soos ek dink, just dink aan die Jehovah's wat hulle sê is wet en daardie Watchtower, Prof Henk sal meer daaroor kan praat. So die leiers van die Jehovah sê nie dat hulle is Christus of God nie, maar hulle sê dat ons hoor direk van hom. Prof Henk? Ja, nee, ek dink dit is baie belangrike opmerkings wat julle maak. In kort, die Here Jesus sê Matteus 24 en ander plekke ook, daar gaan valse Christusse en valse profete kom. En hulle gaan uiteindelik selfs ook baie magtige dade doen, om as dit moontlik was die uitverkorenes te mislei. So waarmee jy te doen het is valse Christusse, mense wat voorgee
dat hulle Christus self is, die verlosser is, en dit kry ons in heelwat groepe, daai Koreaanse groep waarmee ons gewerk het, wat vir alle klomp tikkie mediese studente destyds ingetrek het geglo dat Christus tans in Korea vervolg word in die gevangenis sit, terwyl die leier, of soos hulle hom noem, Sam Shanin, daar was oor seksuele oortredings en goed wat hy met minderjariges en ander mense gedoen het. So 'n hele valse verstaan van wie Christus is. En dan hier in Suid-Afrika het ons by Christ in Me International ook iemand so Zandrey wat homself Zandrey Christus strydom noem. Nou binne so 'n soort godsdienst probeer hulle veilig speel en sê jy moet eintlik maar almal hulle Christus wees ontdek, maar natuurlik is die leier die een wat die sterkste kundigheid rondom dit het. So dis dan direk Christus, dan die hele kwessie van die valse profete. Ek is gestuur in die naam van God. So al hierdie groepe sê dat hulle die direkte kommunikasiekanaal is wat God gebruik. Soos die Jehovah Getuies waarna Pieter verwys het, dis spesifiek dit, dat hulle die kommunikasiekanaal is, partykeer gee hulle self sekere benamings, hulle is Johannes die Doper, of hulle is die spesifieke gesalfde klas, anointing klas wat dit moet doen, maar almal van hulle het een of ander benaming om hulle self dan te verduidelik hoekom hulle leierskap eintlik nie teëgestaan moet word. So, waarop dit gewoonlik neerkom is dat die Christenkerk het op 'n belangrike aspek gedwaal, byvoorbeeld die apostelgroepe wat jy in die ou en nuwe apostel en die katolieke apostel en die aposteleenheid en die 12 apostels kry, dat hulle het nou weer die ware apostels daar gestel, want 'n apostel moet sondes vergewe, hy moet jou perseel met die Heilige Gees en hy moet 'n hele klompie goed doen. So dan trek dit weer in daardie persoon saam. So hulle het verskillende benaming wat hulle gebruik, maar die kern van die saak lê daarin dat hulle sê wat hulle sê is wat God sê. Of dit direk is, hulle self 'n Christusfiguur, en of dit eintlik 'n gestuurde is, 'n profeet van God is. So wat hulle leer of profeteer, word dan baie keer as die nuwe lig, die nuwe waarheid gesien, God wat weer omgee vir die mensdom en hier in die eindtye sekere openbaring bring. Nou, van die kerk het dit natuurlik ook, hulle het ook hierdie ekstra openbaringe, maar die belangrike saak is hier, as die leier iets sê, dan moet jy dit glo, dit kom direk van God af. Om hom te misken, is uiteindelik om God te misken. Ja, en dan op die einde van die dag verloor jy ook jou verlossing, sodra jy die leier of die leierskap ontken. Ek dink spesifiek aan 'n apostel kultegroep wat ek ondersoek het so rukkie terug en 'n praatjie gelewer het oor waar hulle byvoorbeeld uitdruklik bely dat die apostel van jou plaaslike kerk is die een wat die hemel oopsluit, en as die apostel jou uit die hemel uitskop, dan is jy uit die hemel uit. En ook dat hulle as die getuies van Christus self Christus is, en dis hoekom ek sê, wat ek nou in my eie navorsing ook agtergekom het is, hulle is baie lief daarvoor, dis nie altyd uitdruklik Christus nie, maar hulle is baie lief daarvoor, kultegroepe, om vir Christus te verwyder. Om sy plek in te neem, jy weet, of 'n aspek van hom, of hulle self gelyk te stel aan die Christus. So dis hoekom ek dit noem. Pieter, jy lyk of jy ietsie wou gesê het. Ja, ek wil vir iets vra, maar ek's bang dit raai die video na 'n ander rigting toe. Want mens kan dalk die hele video daar praat, maar ek wonder nou, as ons nou so praat oor mense wat hulself goddelike autoriteit gee, of hulself in die plek van Christus sit, hoe voel ons dan oor die paus? Want die paus trek deesdae baie aandag, want hy sê dinge wat baie mense mee saamstem, en selfs dinge wat volgens my net objektief goed is. Ek is dankbaar dat enige groot wêreldfiguur so 'n groot stand teen AI neem soos dit hy doen. Maar tog voel dit nie asof die Katolieke Kerk, alhoewel mens aan alle dinge van 'n kult, weet al die boksies stik nie. So hoe definieer mense aan 'n groep soos dit, waar daar tog die paus is wat goddelike autoriteit het, maar dit voel nie op groot skaal soos 'n kult nie. Jy vat in 'n baie belangrike vraag hierso, en toe ek met Prof Henk gepraat het ek vir hom eintlik ook gesê dat ek wil graag die oorhoofse idee hê oor waarom die ware kerk, en dan praat ek nou van die ware kerk soos wat ons dit verstaan uit die skrif uit, waarom die ware kerk nie voldoen aan kultiese
eienskappe nie. So jy begin baie mooi daaraan raak. So nee, jy stuur nie die video in 'n verkeerde rigting nie. Jy stuur dit eintlik presies daarna toe waar ek graag wou gehad het ons moes opeindig. Dis 'n baie goeie vraag eintlik. Een wat ek self oor al gewonder het, want kyk, die term paus is mos gesante of gestuurde of Jesus in mensvorm half. So dit raak gevaarlik, maar tog wanneer ons kyk na die ware kerk, is daar ook die bediening van sakramente. Alhoewel hulle 7 sakramente het in plaas van die 2. So ek fikkel self om vir jou 'n antwoord te gee, en dis 'n vraag wat ek self mee worstel, en is 'n vraag wat ek baie graag vir my kamermaat wil vra wat self 'n Katoliek is presies hoe verstaan hulle die paus? En dis mos maar hulle gesagsfiguur. So hoe mense dit antwoord, ek weet nie of een van die ander broers of Prof Henk miskien ook meer inslag of insig in die saak het nie. Ek glo Prof Henk het. Van die Bybel sê dat die grysaard sit met die wysheid. So ons hoor graag van Prof Henk, maar Skalk het ook nog, hy so lekker rustig daar in sy snoesig aangetrek. Ek wil nou iets noem en toe het ons eintlik al so 'n bietjie oor dit gesels, maar asof jy iets hierby kan voeg. Jy wat gesê het dat hulle verwyder Christus, en ek stem nie 100% saam daarmee. Hulle verwyder Christus, maar veral spesifiek verwyder hulle Christus se gesag van hom af. En dan gee hulle die gesag aan die leier. Want baie van hierdie kultus wat hulle doen is, hulle wil Christus nog behou in hierdie geloof, in hierdie kulte. Joop party is hulle behou Christus, maar hy's nie wie Christus sê hy is. Hy's nie die deel van die drie eenigheid nie. Hy's al die Vader en die Heilige Gees nie. Hy's 'n engel. En in die Mormone is dit 'n seun van God, maar dit is nie God self. En so sien ons hierdie kultus wil Christus behou, want dit is lekker om aantrekkingskrag deur Christus te geniet vir hulle kulte. Maar hulle wil nie die gesag van Christus behou, en daarom vat hulle daai gesag en hulle sit dit op die leier. Joseph Smith of Hulle vat nie vir Christus sommer weg nie, want dan kan hulle self nie. Ja. Maar Prof Henk, op die punt van pausdom, hoe sal Prof dit beskryf? Hoekom kan ons nie sê dat, of kan ons sê, verstaan, dat die Romeinse kerk kultaries is in daai manier van dink, of dat hulle eintlik maar deel is van die liggaam, of hoe sal ons dit definieer? As ek eers 'n bietjie kan teruggaan na waar die gesprek vandaan kom van die kwessie van in die naam van God praat, en wat die Bybel daaroor sê, dan oor verlossing en dan by die paus uitkom. Kom ek hardop gou deur al drie die goed. Eerstens dat een mens kan enige uitspraak maak en sê dit is van God as dit nie regtig van God is nie. So dit is verskriklik belangrik dat dit op 'n manier getoets kan word. En daarvoor het die Here vir ons sy kanon gegee, en selfs rondom die samestelling van die kanon ook, was dit telkens wie die Here geroep om hierdie werk te doen, en waarop word dit gebou en alles. En die Here Jesus Christus wat self terugkom wat sê, moet nou nie een woord byvoeg of wegneem. So hierdie mense bou hulle eie kanon, hulle gebruik die woord om uiteindelik die woord aan te val. Selfs hulle gebruik baie dele uit die woord, en dan sal hulle sê die woord is die letter wat doodmaak, of jy moet dit vergeeslik, of wat ook al, en dan het hulle almal 'n ander interpretasie daarvan. Dan wat verlossing betref, dit word deurgetrek na die organisasie waarin jy behoort. So as jy binne 'n kulte is, moet jy binne hierdie spesifieke groep wees. So die groep is jou verlosser, maar uiteindelik is die leier van die groep jou verlosser, want hy besluit wat die groep dink en sê en doen en alles, waarvan jy moet deel wees, en as jy nie daarvan wil deel wees, dan beweeg jy uit. So baie sterk beheermeganismes, en ons kan later praat hoe dit ooreenstem en ook verskil met Christen kerke. As ons dan by die Katolieke kom, nou is die vraag, sien hulle self as die enigste ware Christene? Nou in tye in die geskiedenis het dit so gelyk, hulle het almal vervolg wat nie Katoliek was. In daardie sin dan tree hulle duidelik kultaries op, wat hulle leiers sê is waar,
hoe hy dinge sien met hulle doen, watter sakramente hy sê, en jy kan nie met hom uit die Bybel uit stry nie, want jy mag nie jou enigstens verhef teen hom nie. So dan het jy duidelik kultariese aspekte daar. As hulle egter sê nee, hulle glo hulle is by die suiwer weergawe, want hulle die paus en wat ook al, maar hulle glo ook dat ander Christene ware Christene is, dan in daardie opsig is hulle nie Christen, nie kultaries nie. So jy gaan baie sterk moet kyk na wat hulle sê. So dat hulle leier navolg, so baie van die charismatiese kerke absoluut het hulle leier navolg en alles glo wat hy sê, dit is wel waar. Maar die vraag is hoe uitsluitend hulle is. Oom Henk, ek wil net, ekskuus Roy, net by daar, die spesifieke kultiese beskrywing is nie dat hulle, ons het vroeër het ons toe ons die term verduidelik het gesê, dit is dat hulle 'n tipe hiërargie het, hulle het 'n leierfokus, en dan ook 'n dwaling. So die dwaling is nie die kwalifiserende punt vir 'n kulte nie, dit is die feit dat daar 'n leiersfiguur het wat beheer wil toeëien, beheer wat sê hulle is alleen die waarheid of hulle alleen ken die waarheid. Dit is so of die kern van wat 'n kulte is, spesifiek daai element. Ek dink dis 'n baie belangrike element, maar dan baie keer wat daarmee saam gepaard gaan ook. Kyk wat leerstellings betref, as iemand uit die Katolieke kerk uitkom en hy het geglo in God drie-enig en hy's daar gedoop, dan gaan ons hom nie oordoop nie, soos Calvin of Luther of wie is nie weer gedoop nie. So dit beteken ons sien hulle in daardie opsig uit die protestantse hoek uit wel as 'n Christen kerk. So daar's nie uitsluiting wat daar plaasvind nie. Maar hulle kan kultaries begin optree en almal vervolg en sê jy moet by hulle wees of jy is verlore, dan raak dit al nader aan 'n kulte. So dit gaan baie sterk daarvan afhang. Die probleem met die leiers soos die paus of die leier wat jy in al die kultes kry of die leier wat jy ook selfs by Islam kry, is dat jy as jy hom met 100% net navolg en alles glo wat hy sê, dan beweeg jy in 'n rigting van 'n kulte. Ja, so 'n mens kry so 'n valse kerk, na dit sekte en na dit kulte. In sfeer van denke. Ja, ek sal by valse kerk eerder sê dwaalleer wat in die kerk inkom, duidelike dwaalleer. En dit maak nie dat hulle nie nog kerk van die Here is nie. As jy die 7 briewe kyk aan die 7 gemeentes in Openbaring 2 en 3, van hulle het duidelik valse leer begin akkommodeer, maar hulle is nie meer kerk nie. Die Here waarsku jy sy kerk om dit uit te gooi. So in daardie opsig. Ja, ek wil ook by Prof daar aansluit, want ons sien ook byvoorbeeld in die Pauliniese briewe dat Paulus byvoorbeeld nie die kerke wat sukkel met dwaling, hulle ook nie kerke noem nie. Hy sê nog steeds broers, verstaan, keer terug na die Here toe, bekeer julle, keer terug. So hy gooi hulle nie uit nie. Hy sê wel vir hulle, jy weet, dis tyd om te bekeer, dis tyd om terug te kom na die ware leerstelling. En dan natuurlik vir ons as protestante lê ons gesag in skrif alleen. Dit wat die Bybel ons leer, dit is waar ons almal aan verantwoording doen, waar dit natuurlik verskil met jou katoliek is. Byvoorbeeld hulle gesag is mos maar, jy weet, wat die paus sê, maar die paus kan mekaar, en ek is dankbaar daarvoor dat hulle ook dit erken, want ons het onlangs ook 'n gesprek gehad oor die nagmaal. As ek so 'n bietjie onreëlmatige selfadvertensie kan doen, ek wat deel is van Ratio Christi, het 'n gesprek gelei daaroor, en waar hulle erken het, jy weet dat biskoppe, pause kan hulle self weerspreek, en dit kom uit 'n katolietiese mond. So ek moet ook eerlikwaar sê is, ons kan vir hulle bid, en ja, ons het daarom ook ons maatstaf van wat maak ons 'n of wat maak iemand 'n Christelike kerk, en dis mos maar die geloofsbelijdenis, veral die messiaanse geloofsbelijdenis, wat ons kan gebruik om iemand te bepaal of hulle werklik vir Christus volg of nie. Maar Pieter, jy wou gesê het. En net 'n paar dinge. Ek dink dat mens kan sê dat party mense word gered ten spyte van hulle kerk, nie weens hulle kerk nie. En dit kan mens ook in ag neem. Ek dink mens kan dit sê oor baie katolieke, hulle is gered ten spyte van hulle kerk, nie weens hulle kerk nie. En dan ook net weer die ding van
ek kan nou die drogredenasie se naam vergeet, maar ek kan nou nog sy inhoud, dat as ietsie lyk soos iets, beteken nie dit is dit nie. Weet en dalk is dit so met die Katolieke Kerk se huidige toestand, daar's ons elemente wat raak aan kultiese elemente soos 'n sterk leier, soos dwaalleer ensovoorts, maar omdat iets lyk beteken nie dit is dit nie. Weet valse vleis is nie lyk soos vleis, dit proe soos vleis, maar dit is nie vleis nie. Ja, sojamins is nie baie lekker nie. Net vir die wat gewonder is, sojamins is nee, sojamins is nie lekker nie. Jy wil sojamins omtrent maar nietemin, ons is nie hier om te praat oor sojamins nie. Net 'n ander interessante aspek wat ons ook nog nie aangeraak het nie, is snaaks genoeg ook die beheer van inligting wat binne in hierdie groepe gebeur. Jy weet, byvoorbeeld ek dink aan 'n sekere kultariese groep wat jy mag glad geen ander dokument lees of jy weet Bybel of tydskrif wat nie deur hulle hande gegaan is nie of deur hulle drukhuis. En ons almal weet presies van wie ek praat. Die Jehovah Getuies natuurlik se beheer, se absolute beheer oor inligting binne in hulle kerke, jy weet, wat ook die invloed van die buitekant af van hierdie mense ook baie inperk. Om hierdie mense ook éventueel dan te breinspoel en te indoktrineer dat die buitewêreld, die kerk, die mense buitekant hierdie kerk het die verkeerde inligting. En ek sou graag julle gedagtes wil hoor oor waarom is dit so gevaarlik om inligtingbeheer toe te pas, veral in, jy weet, die Christelike kerk of 'n kerk of 'n kulte. Waarom is dit verskriklik gevaarlik sodra jy begin met inligtingbeheer? Wel, almal as ek ja, skalk asseblief. Ja, ek dink aangaande die inligtingbeheer, dis een van die tegnieke natuurlik wat hulle jou, soos jy nou gesê het, breinspoel en indoktrineer. En indien jy gebreinspoel is en geïndoktrineer is jy baie makliker om te beheer en jou te stuur daar waar jy wil hê. Wees dit om weer later beheer te hê oor jou beursie, beheer te hê oor in jou lewe. So deur hierdie inligting en jou te beperk deur hierdie inligting, kan hulle jou makliker gebruik, as ek dit dan maar so kan sê. En dan natuurlik wil allerhande ander inligting keer, want dit wat hulle weerspreek, wil hulle nie hê moet hulle part van weet. Want baie van hierdie kultus kan nie regtig die weersprekings wat hulle in hulle eie tekste het en dan teenoor die skrif het, kan hulle nie net uitredeneer. En daarom moet hulle inligting deur toepas om beheer oor hulle wens te bou. En soos ietsie soortgelyks dan tussen kultus en autoritaire regeringsstelsels soos Noord-Korea. Dit is baie eenders in daardie sin. Nou dan werk inligting sodat almal onder hulle mag kan bly. Provink. Ja, ek wil graag aansluit by wat Skalk nou gesê het. Ek bedoel, wie van julle het nie al gesê, as ek net geweet het, sou ek dit nie gedoen of gesê het nie. Of as ek ons hanteer goed op grond van die inligting wat ons het. Dit bepaal ons denke, dit bepaal ons sienswyse van sekere goed. So ons neem ons besluite op grond van ons inligting en daarom sorg kultus dat net geselekteerde inligting by jou uitkom en as daar ander inligting by jou uitkom, dat dit op 'n manier gekleur word, dat dit gevaarlik is of dit is dwaalleer of dit is demonies of is wat ook al. Ek het al met hierdie kulte mense gepraat en dan sê die persoon maar ek kan nie antwoord nie want die demoon van redenering is jou en ek is in jou en ek kan hom nou nog nie teëstaan nie of wat is ook al sy storie. So en omdat mense tussen wie jy beweeg 'n groot invloed op jou het, veral mense naby jou aangetrokke is, sal kultus sê maar jy moet ook wat jou omgewing betref, nie tussen mense beweeg wat ander denke het. En dan sal dit gooi, die ouers nie oop vir die waarheid. Jou ouers is nie oop vir die waarheid nie. Daarom is dit stapstig en ons sal selfs dinge aanhaal oor Christus wat ook gesê het, wie is my ouers en my broers. Al het hy baie moeite later ook met sy ma en met sy broers gedoen.
En dan baie keer, soos julle nou self ook gesê het, daar's godsdienstige materiaal wat hulle sê dit mag jy nie lees nie, veral dan enigiets wat krities is teenoor hulle, wat dit die Jehova getuies sal hulle sê dis apostate material. En jy moet heeltemal daarvan wegbreek, jy mag niks daarmee te doen hê nie, want dit kan jou verkeerd beïnvloed. En dan sal dit as gevaarlik bestempel en jy moet in baie van hierdie groepe moet jy juis ook om vertel dat jy as jy dit oortree. En dan laat hulle jou ook net in sekere omgewings beweeg en mag jy nie sekere goed nie. Hier's van hierdie groepe in Pretoria wat sê die skoolkinders mag net in sekere skole wees want daar het hulle nou een of ander invloed of wat ook al. En dan probeer hulle baie sterk hulle invloed uitoefen en dan probeer hulle elke aspek oorneem. Ek weet van kinders wat mediese behandeling geweier word omdat die leier gesê het, nee wat, hy dink nie dis goed nie, al was dit dodelik nodig dat hulle daardie ingryping moet hê. So binne die Christenkerk, as ek sommer daar op Roy se opmerking van vroeër kan inkom, is dit vir ons ook belangrik om te sê daar sekere omgewings wat heilsaam is, as sekere dinge wat jy eerder moet lees as ander dinge lees of kyk as ander dinge kyk. Maar dit beteken nie dat ons sê jy kan byvoorbeeld nie 'n diepgaande studie oor so iets maak en elke moontlike bron nagaan nie. So ons beperk nie dit nie. Ons sal sê daar sekere goed wat jou vergiftig, daar sekere goed wat regtig negatief is vir 'n mens. Maar ons keer niemand om die waarheid te sê, ons moedig juis mense aan om oor al die kultus navorsing te doen. Gaan kyk wat hulle sê. Gaan meedit in die skrif. Gaan kyk hoe hulle manipuleer. Met ander woorde, as jy dit self sou doen, gaan dit ook na vore kom. En dis een van die kernverskille, glo ek, tussen kultus en die ware godsdienst. Skalk se hand is op sien ek. So ek sien hy wil baie graag met ons deel. Nou het denk so gepraat net oor die hulle kan nou nie moond oor prof Engels gestel nie, maar die Engels is dit hulle pleeg apostasie. Hulle verlaat die geloof. Want jy baie dink aan ook hoe die moslems doen. Hulle beskou die Bybel mos as gekorrup deur tyd en gekorrup deur hoe die Christene uiteindelik hulle eie goeders ingeskryf het en gelees het en so te kere gegaan het. En dis ook wat baie kultegroepe doen. Hulle sê ja, maar die Bybel is verander deur tyd en nee, dit is klomp mans wat saamgesit het en besluit het nee, hierdie Bybelboeke hoort nie, hierdie Bybelboeke hoort wel in die Bybel. En so is daar ook kultegroepe wat dit gebruik om te sê nee, maar die Bybel is nie die woord van God nie, dit is maar net 'n mens maak om mense daardeur ook so te beheer. Want hierdie persoon wat dit sê, hy weet eintlik wat is die waarheid. Hy weet beter as almal anders weer die eeue hier. En daarom moet hy luister. En so dit is ook 'n taktiek wat hulle gebruik om mense onder hulle beheer te kry. Want waar anders gaan jy die waarheid kry indien jy by hierdie leier? Ja, en Nou, dit is baie belangrik in die Israel visie kry ons byvoorbeeld dit spesifiek dat die sekere dele van die Bybel deur sekere ouens gesê word dit hoort nie daarvan deel te wees. Ons het al vroeg in die geskiedenis gekry by Marcion dat hy weer van die Ou Testamentiese dele en selfs van die Nuwe Testamentiese dele wou uitgooi. So hierdie is baie pertinente metode en die ander metode natuurlik is om te sê ja, maar jy moet dit geestelik verstaan of jy moet dit op 'n ander wyse verstaan en dan die basiese skrif met skrif vergelyking en dat die hele Bybel een groot openbaringslyn vertoon word dan uitgegooi en dinge word buite konteks so aangehaal of hulle sê sekere woorde beteken iets anderste as wat jy eintlik weet dit beteken en dan daarvolgens doen hulle dit ook. Ja, hulle ignoreer totaal en al die bronteks ook. Ek het al baie keer gehoor wat mense sê, ja, maar ek wil die Bybel in sy oorspronklike taal lees. Dan sê ons, okay, maar jy moet Hebreëus en Grieks dan gaan bestudeer om dit te kan doen. Sê hulle nee. Jesus het nie Grieks gepraat nie. Jesus het Aramees gepraat. Okay, maar ons besit nie meer daai oorspronklike verstaan. Dit as daar was miskien word dit nog ontdek, miskien ons hoop so, maar op die stadium van die geveg weet ons dat Grieks ook die mees gepraatste taal was in Judea in daai tydperk, verstaan en ook die kerk rondom Judea. Want dit was die in Engels die common language, soos wat Engels vandag is, verstaan. So hulle totaal en al jy weet gooi al hierdie strooipoppe
jy weet, om te sê nee, ek weet beter, jy weet niks en daai klas van goeters. En op die einde van die dag wil ek nie net sê dat dit lei na jy weet, iemand wat net vrywilliglik onder die gesag van hierdie persoon kom nie. Jy weet, dit skep ook 'n vrees binne in jouself, verstaan? Dis ook 'n vreestaktiek. Byvoorbeeld ek weet ook van kerke wat hierdie vreestaktiek byvoorbeeld ook gebruik om mense in lyn te hou. Ek het een keer gehoor iemand sê vir my, ja, jy weet, hulle moet vanaand na die selgroep toe gaan wat aangebied word. Want as hulle 4 selgroepe mis, dan word daar gesê hulle het nie meer die Heilige Gees nie en hulle bou die kerk agter. En dan word hulle uitgeskop. Ja. En wat hartseer is oor hierdie goeters is, jy weet, dit veroorsaak so baie pyn en seer, en dan kry jy mense wat daar buitekant rondloop en sê, ja, maar ek het kerkseer en daai klas van goeters, maar op die einde van die dag is my vraag nou aan julle as groep is, hoe kan ons as gelowiges, en ek praat nou as gelowiges, nê, praat nie as predikante nie, ek praat nie as teoloog nie, ek praat as bloot iemand wie Jesus liefhet, wat gehoor het toe hy gesê het, jy moet jou Vader in jou hemel, moet jy lief hê met jou hele hart, jou hele verstand, en jou hele siel en al jou krag, en jy moet jou naaste lief hê as jouself. Hoe kan ons dan omgaan met hierdie mense? Wat sal julle aanbeveel kan ons doen, en ons, die ouens wat ook nou inskakel, kan ons doen, rondom iemand wat vasgevang is in 'n kultegroep? Hoe sal julle sê, pak ons dit aan? Ek weet nie my hand op te steek. Ek wil dalk ook net Ja, ekskuus, ek wil dalk net gou dit oom Henk by die antwoord daarvan, hierso het ons nogal te maak, nie soos jy met mormone nie, maar hierso is nogal 'n Jehovah getuie kingdom hall. Dit is nou wat hulle byeenkomsplekke noem. En daar's nogal veral met hulle redelike konfrontasie in die dorp met van die lidmate, maar nou van hulle wat nou al gehoor het, jy moet hulle innooi, met hulle gesprek voer, van hulle jy moet nie, want hulle gaan jou oorrompel. So daar's by baie luisteraars waarskynlik, dink ek, 'n vrees van hulle besit nie die nodige kennis, beskik nie oor al die inligting oor dit wat hulle glo, en dat hulle vrymoedigheid om met hulle te praat nie, so, maar hulle wil graag, en hulle het daai ywer om dit te wil doen, maar dit nie daai vrymoedigheid nie. Hoe gaan mense te werk dan ook om hulle, ja, hulle self toe te rus daarvoor? Ja, dit sou my volgende ding gewees het, is wat, maar dit sluit so mooi aan by hierdie vraag, jy weet, hoe kan ons ook dan iemand toerus? So toerusting is ook deel van die hele pakket, van hoe ons as gelowiges kan omgaan, om met iemand te praat wat vasgevang is in 'n kultegroep, en dan ook onsself, ons mede gelowiges ook toe te ywer en op te roep om dit te doen. Maar Pieter, jy wou gesê het. Ja, nee, ek wou net gesê dat vir hierdie mense, dink ek, wat die kerk seer gemaak is, en ek praat nou nie van dat hulle het my sonde aangespreek, ag arme ek nie, ek praat van werklik, is een van die mees troostende verse, moenie almal leermeesters wil wees nie, broeders, want hulle sal 'n groter oordeel ontvang, daar's uit Jakobus uit. So daar's die vraag, het die kerk jou seer gemaak, het God jou seer gemaak, of het 'n gebroke mens wat 'n sondaar is, wat ook 'n oordeel gaan ontvang, jou seer gemaak? En jy moet kyk of jy kan leer om daai definisieverskil raak te sien. Was dit werklik dit wat die Bybel leer? Was dit werklik weet iets goeds, of was dit 'n mens wat ook 'n oordeel gaan ontvang? Ja. So ja, jy weet, dit is so, is om daai persoon in die waarheid te lei en te leer. En ek dink Prof Henk sal ook hierdie beamoen, is, jy weet, 'n groot kernaspek en 'n groot identifiserende ding van Christendom en as Christene is liefde. Nou ek weet baie keer word liefde oorbeklemtoon, maar liefde is een van die belangrikste eienskappe wat ons moet hê en uitdra. Ons sien ook, jy weet, dat ja, Christus het skerp gepraat en daai klas van goeders, maar hoekom het Christus dit gedoen op die einde van die dag, verstaan? Is om mense tot bekering te roep. Hoekom het hy hulle tot bekering geroep? Want hy's lief vir hulle. Verstaan? En dit is wat ons ook moet weerspieël. Is ons moet omgaan in liefde, en dit jy weet,
ek praat nou uit my eie ervarings en daai goeters uit, om met iemand te praat wat in 'n kultegroep is. Jy gaan nie nou vir hulle vandag die waarheid uitwys en môre verlaat hulle die groep nie, verstaan? Dis 'n pad. Dis 'n baie lang pad partykeer wat jy saam met daai persoon moet stap en jy moet baie versigtig wees, baie liefdevol, want onthou baie keer hierdie kultegroepe verwyder jou identiteit wat jy het en hulle sit hulle identiteit in jou in. Verstaan? En dan begin jy naderhand glo maar dit is wie ek is. Wie is ek sonder die Jehovah Getuies? Verstaan? Wie is ek sonder die Katoliek Apostelkerk? Verstaan? So dis daai diepe vrae wat hulle het en dan moet mense hulle in liefde na die waarheid en na Christus toe lei. Maar as iemand met my verskil of wil bysit, is hulle asseblief baie welkom. Skalk sien ek is. Prof Henk kan eers gaan, dan sal ek jou aanval wat Prof Henk dalk mis. Fantasties. Skalk baie dankie. Goeie. Ons luister op jou. Ek wil terugbeweeg na waar die gesprek vandaan kom, die kwessie van verstaan van die skrif en alles. Wat hulle doen is hulle skep by jou onsekerheid oor jou eie verstaan van die skrif. Partykeer sal die leier, as jy iets sê wat jy dink eintlik nie eers baie skerp is nie, jou verskriklik prys. Ander keer as jy regtig mooi uit die skrif redeneer op grond van wat die leier self gesê het, sal hy sê, maar hoe kan jy by so 'n dwaase gedagte uitkom? En dit bring 'n geweldige onsekerheid oor jou eie verstaan van die skrif, wat jy eintlik bang is om self te dink oor die skrif. So dissonansie wat plaasvind telkens tussen verskillende denke en gevoelens en so. En dan het hulle jou. Nou, punt 1 dan om aan te sluit by Alistair se vraag van hoe wat ons moet onthou is, hierdie is bitter gevaarlik. Die Here Jesus sê vir ons in Matteus 25 en Markus 13 en ander plekke, oorloë, aardbewings, hongersnode, pestsiektes, hierdie goed moet ons nie bang maak nie, maar pas op dat niemand julle mislei nie. So, om iemand in te nooi, jy verstaan nie sy manier van doen en die werkswyse wat hy het nie, is uiteindelik om jou bloot te stel aan 'n sekere manier van geestelike oorlogvoering waarvan jy geen kennis het nie. So ek dink punt 1 moet ons vir die mense basiese tegnieke leer wat jy kan doen. Nou, julle ken almal die vra-metode. Vra eers net. Jy hoef aan die begin geen antwoord te gee nie. Vra uit, skryf neer, is dit wat jy dus beteken of wat ook al sê. So, vra tegniek, voordat jy leidende en konfronterende vrae vra, kry net eers 'n klomp inligting. Jy's in beheer van die gesprek as jy vrae vra. Hulle probeer graag die gesprek oorneem deur aanhoudend te praat. So, ek gaan nou daarop terugkom. Die ander ding waarna mens kan soek is die losdrade. Roy het 'n opmerking gemaak, dis nie iets wat oornag gebeur nie, en verreweg die meeste kere is dit nie iets wat oornag gebeur nie. Maar ek het dit al beleef dat iemand letterlik na een sin besef hy was verkeerd. Of sy was verkeerd in een geval met 'n dametjie wat in die Jehovah Getuies groot geword het en op 27 net uit een sinnetjie besef het sy is verkeerd. So as mens kan kom by daai losdrade, want al hierdie groep het losdrade en net sekere goed kan vra rondom dit. En dit kan mens baie keer ook doen met inligtingsvrae. Wat is die dinge wat vir jou moeiliker is om te verstaan en wat is die dinge wat vir jou makliker is om te verstaan? Dan gee die persoon maar self vir jou, wat is die moeiliker ding om te verstaan waarop mens kan inboor. So vrae-tegniek dink ek is geweldig belangrik en moenie net dat die persoon aangaan en doen wat die persoon self wil hê nie. Hulle het hulle dinge wat ingeoefen is, hulle is gewoonlik baie goed opgelei, want hulle is in daardie sin as verkoopsmense opgelei. En 'n verkoopsmens weet wat hy doen, want hy wil sy produk verkoop. So as mense dit kan raak sien en mooi kan luister en dan net aanhou vra, kom jy uiteindelik by klomppunt uit en dan sê jy vir die persoon, weet jy, ek het nou klomp aantekeninge hier gemaak, ek gaan hieroor dink. En dan kan ons volgende keer oor een aspek hiervan praat. Geef my jou nommer, ek stuur vir jou 'n boodskap. Ek wil oor hierdie aspek praat. Want wat hulle doen is, hulle hardloop van vers na vers. En as jy sê dit is 'n spesifieke aspek, dan kan jy daarop inzoom, jy kan jou behoorlik voorberei en jy kan daaraan werk. Maar die ander saak net betref as jy met 'n groep mense praat, hulle nooi, en dit het baie met my gebeur, dan is mense besig om by die Jehovah Getuies of by een van die ander groepe te studeer,
En dan hoor familielede dit, dan sê hulle moet met my ook praat, en as ek daar opdaag, dan is mense van die ander groep ook daar. Nou in die begin het ek nie hulle metodes geken nie, mens leer dit vinnig aan. Die Jehova Getuie spesifiek daardie tyd het so gemaak dat hulle net begin praat het, en hulle het goed gepraat wat hulle weet goed klink vir daardie mense, maar goed waarmee ek gaan verskil. So hulle gaan sê, weet julle, ons glo ook in God die Vader, ons noem hom Jehova. Ons glo ook in die Seun, ons glo in Jesus Christus, ons glo ook in die Heilige Gees. En wat ek dan logies doen, en sê, maar wow, wat glo julle van Jesus? Julle glo, hy sê, as ek nog nie glo, wat glo julle van die Heilige Gees? Hy is net 'n krag. Maar ek is goed as ek hulle onderbreek, dan kyk hulle na die mense en sê, hierdie man onderbreek ons, kan ons nie net eers klaar verduidelik nie. En dan lyk ek dus eintlik soos die ou wat wreed is teenoor hulle. En daarom het ek geleer in sulke gesprekke, ek kyk so skelm op my horlosie hoe laat hulle begin, en na so 20 minute of 25 minute as hulle iewers asemhaal aan, dan sê ek, goed, en dan draai ek na die mense toe en sê, hierdie mense het nou vir 25 minute verduidelik wat hulle glo oor wie God is. Is dit reg dat ek in 15 minute hulle antwoord? En dan sê die mense altyd, ja nee, natuurlik is dit reg, dis baie billik. En dan begin ek antwoord en sê presies wat hulle glo en waarom dit onbybels is, dan val hulle my in die rede. Dan draai ek na die mense toe en ek sê, maar ek het hierdie mense nie in die rede geval nie, nou val hulle my in die rede. En dit versteur hulle geweldig. Want hulle besef, jy verstaan hulle tegnieke en jy draai dit eintlik terug nou na hulle. Of 'n ander tegniek wat hulle gebruik, wat sê julle daaroor, of wat sê julle predikante daaroor, of wat sê julle kerk daaroor, en dan sê hulle, maar kom ons gaan kyk wat sê die Bybel. So as mens net 'n paar basiese metodes ken van hoe hierdie mense met jou redeneer, dan kan jy rustig dieselfde toepas en aanhou vra en sê, maar jy sê dis wat die Bybel sê, wat van dit, en sê vir my, is daar dele wat jy dink moeiliker is om te antwoord? Die Jehova Getuies het 'n hele boekie redeneringe uit die skrif, vir al die moeilike dinge wat hulle moet antwoord, met ander woorde, die verse wat ons gewoonlik gebruik om hulle te antwoord, en hoe hulle dan daarby verbykom. Maar voor die woord genade staan daarin, dan staan daar, ja, ons is net uit genade gered, en dan verwys hulle na Efesiërs 2, dan sê hy, maar hoe kry jy deel van die genade? En dan sê hulle, jy moet hard werk in God se organisasie, jy moet seker goed doen om die genade te kry. So die logiese vraag is, hoe verstaan jy genade? Hoe verstaan jy God se almag? Hoe verstaan jy die liefde in die drie eenheid, of wat ook al sê? So daar's baie vrae wat mense kan antwoord, en as jy op die internet vandag gaan, kry jy skitterende vrae by Apologetiek webtuistes. Maar in die begin, as hulle inkom, laat hulle praat, as jy met hulle wil praat. Teken aan wat hulle sê. Laat hulle boekies en briefies los en sê, weet jy, ek gaan nie saam met jou 'n Bybelstudie doen nie, want dit is eintlik maar boekiestudie, nie Bybelstudie nie. Ek wil oor van hierdie onderwerpe met jou praat. So ek gaan 'n bietjie dink oor wat jy alles vir my gesê het, en dan laat weet ek jou oor watter een ons volgende keer praat. En nou hou jy die persoon naby, dan sê die persoon weer 'n klomp ander goed en sê, weet jy, skryf jy daai neer dat ons 'n volgende keer daaroor praat? Kom ons praat eers hieroor. Want dit is 'n baie goeie manier. Die wonder daarvan is dit dwing jouself om al dieper in die woord in te grawe. En daarom ook, lees die woord, doen dit bidend, vra ander om vir jou te bid, vra raad, en kry iewers 'n plek waar jy eintlik na iemand kan gaan na die tyd, en die Engelse praat van debrief, waar jy net kan sê, wow, hierdie ouens het 'n moeilike goed gesê oor Christus wat in jou is, sê maar Christ in me, wat moet ek doen daarmee? En dan kan mense deurpraat en deurdink en verdiep, en so leer jou Bybelstudiegroep of ander mense om jou ook om in diepte hierdie dinge te verstaan. Sure, baie dankie prof. Dalk so 'n bietjie by Prof Henk aan te sluit. Ek dink ook iets wat ons moet onthou as ons met mense praat van wat hulle self bevind in hierdie kultus, is om ook geduldig te werk met hulle. Want hierdie persone word ook later so beheer dat hulle hele identiteit word later geplaas in hierdie kulte. In sonder die kulte, en die kulte word ook baie keer, hulle gee ook baie keer al familie op om deel te wees van die kulte. Die kulte forceer hulle om hulle 'n familie weg te stoot, vriende weg te stoot. Al wat jy is en kan wees is deel van hierdie kulte. En so moet mens baie geduldig en liefdevol en genadig werk met hierdie mense. Spesifiek omdat hulle in so 'n situasie is dat hulle niemand anders het nie. En sodra hulle die kulte verloor het, is hulle alleen. Dis waar ons as gelowiges dan hulle ook moet betrek en ook na hulle toe moet gaan en uitreik na hulle. En so moet ons dit in gedagte hou.
Ja, maar ja, ek stem verder saam met alles wat Prof Henk gesê het. Nee, ek wil ook vir jou is dat baie keer, ekskuus Pieter, baie keer ook wat jy as jy ons nou kan aanheg by daai jy weet hulle is alleen. Baie keer is dit families wat ook vasgevang is in kultegroepe. En dan is dit die broer of die suster of die kind of iemand wat besef hierdie kultegroep is nie gesond nie. So wat ons ook moet besef is dat hulle baie keer selfs hulle familie wat vasgevang is in daai kultegroep verlaat. En dis ook nie 'n maklike ding nie. So ons moet regtig geduld, maar grootendeels liefde. Liefde is bitter belangrik in hierdie aspek. Maar ons moenie byvoorbeeld hulle love bomb nie. Dis ook 'n metodiek wat hierdie kultegroepe doen, jy weet, is hulle sien 'n ouetjie wat bietjie depressed lyk en dan nooi hulle hom kerk toe. My maat, en dan daai eerste 6 maande gooi hulle daai man toe onder liefde. Die hele kerk is opgewonde as hy instap. Jy weet, die leierskap groet hom persoonlik en sê vir hom, ag, weet jy, dis my so lekker, dis my so geseënd as dat jy vandag hier so is. En ons as Christene moet mense verwelkom, verstaan? Maar ons moet elkeen so verwelkom. Verstaan, en na hierdie spesifieke tydperk het hulle hierdie man so verlief gemaak op alles en dan as hy nou in is, dan stop dit. Dan is dit nie op dieselfde vlak nie. Maar dan sy in, verstaan, dan sy klaar, dan sy gehoeklaringscenter. Ek wil ook voordat ons finale gedeelte gaan bespreek, wil ek ook net sê een van my gunsteling apologete, baie wyse man, wat ek baie goed ken, wat 'n groot inspraak op my lewe het eendag vir ons gesê toe ons gepraat het oor hierdie onderwerp. Toe sê hy, ja, weet jy, in die begin toe ek begin praat het met hierdie kultiese groep, toe het ek ook nie antwoorde gehad nie. En dis oukei, want ek het antwoorde gaan soek. En dis 'n ding wat ons moet regtig ter harte neem. Verstaan, dis ook as ek praat met mense oor, jy weet, hoekom dit belangrik is om apologetiek te doen, dan soos wat Alistair sê, jy weet, dan kom hulle dadelik met en dan sê hulle vir my, maak jy nie genoeg kennis nie. Dan sê ek vir hulle, dis oukei. Dis jy weet, niemand is daar buitekant wat alles weet van alles nie. Verstaan, ons is nie God nie. Ons het nie perfekte kennis nie. En dis oukei, maar kies een ding binne in daai groep wat nie vir jou sin maak nie of wat jy weet jy interessant vind en fokus op daai een ding en bestuur elke gesprek wat jy kan rondom daai een ding. Byvoorbeeld in Islam is daar baie mense wat fokus op Jesus se goddelikheid, verstaan? En wat skitterende redenasies gee en antwoorde gee aan mense wat in Islam is oor hoekom Jesus God is. Verstaan? So daar's nou weer die ander gedeelte van Mohammed se jong bruid wat mense gebruik. Verstaan, waar hulle meer ingaan op die moraliteit en daai klas van goeie. So dit is altyd my redenasie aan iemand en deel van die toerusting wat ek vir mense gee ook is om te sê, weet jy, dis oukei om nie die antwoorde te ken nie. Dis regtig, dis oukei. Ons almal begin op 'n punt, maar begin, dis die belangrikste ding. Dis die belangrikste ding. En soos Prof Henk ook gesê het, vra. Jy weet, dit is die maklikste manier om te begin leer. Jy het baie keer nie eers nodig om diep te gaan delf in hulle goeters nie, net bloot vrae te vra. En dan verduidelik hulle sommer vir jouself en dan besef jy maar, hoorie so, die Bybel praat baie duidelik oor hierdie aspek. Dan fokus jy daarop. So ja, nee, en dan geliefde broers, ek wil graag by Prof Henk hoor en dan ook wil ek hê julle moet saam praat oor hierdie saak, maar waarom, en hierdie is nou direk gerig aan Prof Henk, en dan na die groep toe, sal Prof sê, die ware kerk nie voldoen aan kultiese vereistes nie. Hoekom sal ons, as ons byvoorbeeld 'n gereformeerde kerk instap, sê dat hierdie is nie 'n kult nie, maar as ons by Jehovah getuies aankom, dan is hulle kult. Goed, ek gaan vinnig 'n paar goedjies noem want ek sien die tyd raak min. Die Christenkerk vir Christene is bekering natuurlik ook belangrik, maar is nooit 'n slaafse nakoming van alle reëls en regulasies wat die leiers sê nie. Die Here maak ons juis vry. Dis om in die wil van die Here in dankbaarheid uit te lewe. So ek leef nie, ek doen nie al die dinge om die ewige lewe te verkry want ek moet deel van hierdie kulte wees en 'n hele klomp werke doen of ek het dit nie, ek doen dit juis in dankbaarheid. So daardie kernsaak van die reformatie bly steeds sola gratia, sola fide. Een oor die kultus wat dit sou naspreek, maar in wese
moet jy sekere gedoen om gered te word. Dan ook wat die waarheid betref, dit wat as waarheid verkondig word, bly dit toets. Die Here sê ons moet bly toets. Hy roep gemeentes op om te toets of iemand wat sê die waarheid is. Terwyl binne kulte mag jy eintlik nie, jy moet eie denke of onafhanklike denke juis onderdruk, want wie's jy om teen God in te gaan soos wat hierdie leier dit vir jou dan deurgee. En dan natuurlik al die emosies wat gepaard gaan, waar die Here ons juis vrymaak, leef hulle in vrees, sê nou hulle doen nie dit nie, sê nou hulle doen nie dat nie. Die Here draai ons lewe om maar op heeltemal ander manier. Die beheer oor inligting, omgewing het ons oor gepraat. Jy kan juis alles ondersoek om juis by die waarheid te bly. Dan die kwessie van taal wat hulle beheer, hulle het allerhande woorde wat sekere vrese en sekere ander dinge beteken, norme dat reg en verkeerd baie keer omgedraai word soos wat dit die leier pas, en daarom hoeveel van hierdie groepe kry jy egskeidings in opdrag van die leier, by Christie as jy op vlak 7 of op vlak 6, as jy op vlak 6 as jy is met vlak 7 getroud, dan mag jy nie meer getroud wees nie, al is jy die leier self, en dan verander jy dit. Hulle verander die mense se geskiedenis, want oor eeue was daar nie 'n ware kerk tot hierdie groep nou weer die ware kerk gebring het nie. En natuurlik in jou eie lewe was daar ook niks positiefs nie, terwyl dis doodgewoon nie waar nie. Die Here sê die poorte van die hel sal nie sy kerk oorweldig. Die kerk het voortgegaan op verskillende maniere. Dan as iemand namens God praat en staan nie direk in die woord nie, dan is hy besig om in vermetelheid te praat. As iemand sê verlossing moet deur 'n sekere groepe kom en alleen deur hulle en nie in die eerste plek deur Jesus Christus nie, dan is dit ook 'n duidelike gevaarteken. Want ek het dit al gesien, as mense dan uit 'n groep soos die Jehovah Getuies kom en sê hulle, nou watter kerk, waarheen moet ons gaan, so asof die kerk die verlosser is. Nee, Christus is die verlossing, en dan voeg jy hom by sy kerk. En natuurlik die manier wat jy ook mense hanteer wat uitgaan, dat jy hulle nie sê, nou mag jy niks meer met hulle te doen, en jy moet juis opvolg, jy moet juis met hulle pad stap. So jy kan juis ook hoor waarom hulle uitgegaan het en met hulle pad stap. So dis sommer 'n hele klomp dinge wat duidelik die verskil tussen kultus, gemanipuleerde omgewing en die kerk van die Here wat jou vrymaak. Daar stel. Ja, om mooi op te som, die kerk van die Here roep ons tot ware bekering, en die bekering is om terug te draai na Jesus toe. Nie na 'n kerk of 'n leerstelling of enige so iets nie, is om terug te keer na Christus en wat hy verwag. So ja, ek in my soeke na hierdie antwoord het ek op die antwoord afgekom, jy weet, dat omdat daar 'n ding is vir ons soos sola scriptura, is dit vir ons baie moeilik om kultaries te gaan, want die skrif is ons gesag, en as ons in teenstryd is met die skrif, dan is daai persoon die probleem, nie die Bybel nie. Broers, ons sluit dan hierso af, en dan sê ons vir Prof Henk, Prof, bitter baie dankie vir Prof se kennis wat Prof met ons gedeel het, die tyd wat Prof gemaak het en Prof se skedule vir ons waardeer dit regtig vrek baie. Prof het vir ons nou hierso lekker gehelp, en ek dink baie vrae wat ons al mee gekonfronteer is, baie mooi beantwoord. So ons waardeer dit regtig baie, Prof, en ons bid vir Prof en Prof se pad vorentoe, en ons bid dat die Here vir Prof nog baie jare sal spaar en nog sal lank laat arbei in die koninkryk hier op aarde. En ons bid vir Prof en Prof se familie ook so, vir goeie gesondheid, en dat julle totaal en al net in die Here sal verheug, en dat hy julle sal lei en seën. Baie dankie Prof Henk vir Prof se inslae en saamgesels saam met ons hier by Om die Woord. Ons waardeer dit regtig uit ons harte uit. Baie dankie Roy, en ek dink julle is met iets kosbaars besig, en toe ek julle gekyk het, dink ek sou julle al dieselfde antwoorde ook kon gee. So ek het 'n groot rustigheid. So aan jou, Skalk, Alistair, Pieter, baie dankie vir julle, baie seën vir die pad vorentoe. Baie dankie Prof. Prof moet 'n geseënde dag hê. Broers, ek groet julle ook. Baie dankie vir alles. Julle moet 'n geseënde dag hê. En ons praat weer. Baie dankie luisteraar dat jy ingeskakel het. Ons waardeer jou dat jy ingeskakel het. Ons bid ook die Here se seën oor jou. As daar enige vrae is, asseblief moenie skaam wees om interaksie te bied nie. En ons sien uit na die volgende video. Geseënde dag. Totsiens.